bietjie in die weg moet hou, omdat hy ons lief het. Ek het 'n boodskap gekry wat ek regtig nie geweet het of ek dit moet deel nie. Want toe sê die Here vir my ek moet. Helfte van julle ken die storie, maar in 2011 het ons 'n vrouekonferensie in Stilbaai gehad en in daai naweek gee die Here vir my 'n droom. Oor ek droom Henny roep my en hy sê vir my ek moet kom kyk, ons kerk se toring is besig om te val. En ek droom hoe ek uitgaan en hoe ek kyk en ek sien maar die kerk se toring is baie snaaks geweest. Onder was niks, maar bo teen sy punt was doringbosse en dit druk hom om. En ek droom, ek sê vir Henny, ja, die toring is besig om te val. En toe ek so wegkyk van die toring af, toe staan daar parallel met die kerktoring is 'n pres, 'n groen pres en hy staan regop. En ek het wakker geword en ek het geweet die Here wil vir my iets sê. En daai oggend, toe gee hy vir my Hosea 14 vers 9. Daar staan ek, God, is soos 'n groen pres. Uit my word jou vrug gevind. En ek hoor in my gees dat die Here vir my sê, die mensgemaakte goed, die leerstellings van die kerk, dit gaan val en my kerk sal opstaan en my kerk se vrug sal uit my uitkom. Amen. En ek het die Sondagoggend voor die gemeente in die kerk gaan staan en ek het dit vir hulle gesê, dis 'n profetiese woord, dit was 2011, 5 jaar later, toe val ons kerkstoring om, fisies, die toring het begin breek, verweer van onderaf en toe val hy om. En ek staan een oggend, ek was toe ouderling en ek verwelkom die mense by die deur en die koster kom om en iemand sê, want hulle het 'n hele rooi lint toe om die toring, en mense moet nie naby die toring kom nie, en iemand sê, wat gaan aan? En die koster sê, Melinda, dit was 'n profetiese, dit het niks met my te doen nie, hy sê dit was 'n profetiese woord van die Here, dat die kerktorings gaan val geestelik. Ek nou gaan sit, en ek maak die Bybel oop, toe kom ek, gee die Here vir my 'n woord uit Jeremia, wat verwys na Jesaja 1 en 2, en toe ek daar kom, toe ek die Bybel oopmaak by Jesaja 1 en 2, toe staan daar, Hosea 14 vers 9, droom, 2011 se droom, en hoor wat gee die Here vir my. Want 'n dag is daar vir die Here van die leerskare, oor al wat trots en hoog is, en oor al wat verhewe is, sodat dit verneder kan word, en oor al die hoë en verhewe seders van die Libanon. Dan vers 15, en oor al die hoë torings en die versterkte mure. Hy sê, dan sal die hoogheid van die mense neergebuig, en die trotsheid van die manne verneder word, en die Here alleen sal in die dag verhewe wees. En hulle sal gaan in die spilonke van die rotse en in die gate van die grond, vanweë die skrik van die Here, en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil, as hy hom gereed maak om die aarde te verskrik. In die dag sal die mens sy silwer afgode en sy goue afgode wat hy vir hom gemaak het om voor neer te buig, weggooi vir die molle en die vlermuise, om te gaan in die skeure van die rotse en in die klowe van die kraanse, vanweë die skrik van die Here, en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil, as God hom gereed maak om die aarde te verskrik. En ek hoor net, dit is net vir my vanmiddag dat die Here bevestig, en ek het dieselfde boodskap in my gees gekry wat Reggie gekry, dat dis 'n nuwe begin, die mensgemaakte strukture, die kerklike leerstellings, die torings wat ons self gebou het, gaan val, en God se kerk gaan opstaan, en ons vrug sal uit hom uitkom. Maar ek wil vir julle vertel, ek sit op so 'n bankie, en ek sê, Here, maar dis vir my 'n moeilike boodskap. Dis vir my 'n moeilike boodskap, want ek hoor ook opgevolg in Maleagi van die groot dag van die Here, wat kom. Dis asof ek hierdie waarskuwing kry, en ek sit so op die bankie en ek sê, Here, asseblief,
laat daar nie een woord uit my mond uitgaan wat U nie wil sê nie, laat ek nie dink ek het dit gehoor en sê nie, en toe ek my oë oopmaak, toe kom maar, ek dink Laurie het hom nou gesien, die goudgeel voeltjie, het so swart borsie, en hy kom so aangespring tot hier by my, en hy spring op die bankie langs my, en hy spring op die muur, en ek sê vir die Here, Here, as U wil hê ek moet hierdie harde boodskap gee, stuur die voeltjie terug, en die volgende oomblik, kom die voeltjie weer op die bankie, en hy kom sit ook uit my kop op die muur, so, die Here, ek wil hê ek moet dit vir julle sê, maar daar is vir ons 'n nuwe begin, die torings gaan val, en die getalle gaan val, en die strukture gaan val, maar God se kerk sal opstaan, en hy gaan sy kerk in stand hou, en ons vrug sal nou uit hom uitkom, nie meer uit mense, en hulle leerstellings nie. So dis eintlik 'n wonderlike boodskap, dat hy vir ons in voorbereiding tot die groot dag, sy kerk bymekaar maak.